You
vanoggend. Youth, I hope that you know that that first one, Waymaker, that was just for you. Ons gaan die afkondigings doen. Soos jy kan sien, vanoggend is dominee die door Michael Richards gaan die erediens waarneem. En die rede vir dominee se afwesigheid is dat dominee Johan gister weer hospitaal toe gewas was. Hy is opgeneem in die harteenheid. En dit is waar dominee vandag is, by hom in die hospitaal. Soos alreeds voorheen genoem, die WBO, die voorgesette bedieningsopleiding gaan voort hierdie week. Dominee het verlede week bygewoon, maar weens broer Johan se siekte of sy toestand, weet ek nog nie of dominee hierdie week gaan bywoon nie. Maar nietemin, as daar enige iemand is wat pastorale terapie benodig, kan die kerk kantoor of vir my via WhatsApp, die kerk WhatsApp, 'n boodskap stuur en dan kan ons vir die afspraak maak en indien dominee beskikbaar is, sal ons vra dat suster Trine ons dan oorneem. En dan is daar net een Saterdag oor vir ons jaarlikse kerkbazaar. En soos jy weet, is ons jaarlikse kerkbazaar die grootste event van St. Stephen's se jaar. So Saterdag die 5 September by Papa's Primary word ons bazaar gehou. En almal weet hoe besig het raak op die coupontafel. So ek stel voor dat die sopas moontlik die kaartjies koop, die coupons koop. U kan by die tafelhouers die coupons kry, of indien u nie weet wie die tafelhouers is nie, kan u vir my of vir suster Trudy omspreek. En dan is niets, St. Stephen's Got Talent. Dit vind plaas 31 Oktober by die kerk. Ons was van plan om dit by 'n ander event te hou, maar ons gaan dit by die kerk hou. Daar is net 'n paar besprekings wat ons moet hê voor die kaartjies kan vrystel of verkoop. So ek sal vir die via die kerk WhatsApp laat weet wanneer die kaartjies beskikbaar is. Intussen het ek 'n forum daar agtergelaat vir die inskrywings. En ek wil graag die vers vir 1 Peter 4:10 dit word baie gelees. God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Use them well to serve others. So ons weet, ons hoor dit elke keer, ons Jesus liever ons om weg te steek en vir onsself te hou nie. God gee dit vir ons, sodat ons kan deel met ander. En hier is 'n guldige opportunity waar u dan die talente saam met ander kan deel. En dan ons verjaardag, die 23 Augustus, is dit Suster Connie Thompson, die 24 Augustus is dit Suster Julian Duarte, en dan die 28 Augustus is dit Suster Johanna Swart. En dan die 25 Augustus vier broer Bruce en Suster Bridget Campbell, hulle jubileumsherdenking. Almal wat feesvier hierdie week, baie geluk, en ons vra dat God julle rigting sal seën. En dan gemeente, soos ek genoem het, ons voorbeelde, broer Johan was gister geras na die Durbanville se medikliniek, se harteenheid toe. Hy is baie siek, ons vra die voorbeelde vir ons broer Johan. En dan ook woensdag het iemand my boodskap gestuur om te laat weet dat broer Henry Wolf ook opgeneem is in die hospitaal. Daar was 'n voicenote. Ons almal ken broer Henry en ek het geskryf met die voicenote hoor. Hy is so die groot sterk man en om daai voicenote te hoor, he sounds frail and
Henry Walker. En dan broer Michael Adams, steeds in jullie gebeuren alsjeblieft. Ons kan elke dag, heel dag het goed gaan, die niks dag niet goed gaan. Ons vragen dat God voor dat God voor de sterkte en kracht zal geven, in bij ons zal wees. En voor ook voor ons zal wees. En dan Sister Pauline, wees haar ziekte, kan zij niet, voor ons, zij zei dat keer als ons praten, dat zij een boodschap ziet, dat zij haar gemeente was. Zo zegt wij graag in wees, maar wees haar gezondheid, kan zij niet wees niet. En dan broer Jermaine, ons weet dat hij sukkel saam met die probleme en sy mama se reise het geprobeer dat hy die fysioterapeut sien en dat hy ook chirurg, surgeon moet sien. So asseblief dit is baie ernstig. Hy is al 2 weke plat met die probleme. Ons bid vir hom en dan ook door eigenlijk ook sy rug beseer en hy is ook na 2 weke plat met sy rug. So asseblief hou ons gemeente julle wat siek is, ingesteld is, hou hulle asseblief in die gebede. En dan ons jeugdkamp, ek het nou nie een video gemaakt nie. Ek wou, dis kom as die keer aan boord, ek wou een video maak om te wijs hoe lekker dit was, maar ek weet wel ongelukkig nie. Maar dan achter het ek een paar foto's geblok en daar sal julle kan sien dat ons onszelf richtig waar wij genoemd het. Nie net die ons, maar ook die was samen met hulle gegaan. As ek kans het, dan sal ek ook die videokie by mekaar sien, want ek sal miskien deel van die vraag om dit vir te doen. En dan wil ek wil net noem, ek is nog gespek dat die jouselfse ouwers van hulle ouwers leer as ek. Maar generaties, ek sal nou sê, van my generatie en generaties voor my, glo ek stellig, ons het gewys wanneer ons interested is of gesit en luister. Maar op die jeugd van vandag, en glo my ek sê saam met my reis, so ek weet, maar die jeugd van vandag, hulle, jy weet nie as jy praat of het ingaan nie, of het insing nie. En dit is ook iets wat ek nou beleef by die kamp. Maar toe ek nog sit en deel hulle feedback gaan, en die dag is ek saam met trane by hom, want prakties baie kinders ingevat wat jy gesê het, of wat gesê was. En dit is, wat hulle gesê het was, dit was so mooi, wat hulle gesê het, die berge soos ek gesê het, die was dit, het was magnificent. En om daar te wees, en alles wat hulle gedoen het, saam gedoen het, en die woord wat bedien was, they could all give that in the feedback, and that was awesome. So ek dankie, ek sê baie dankie aan jou, dat yes, we as the grown-ups should now get to your level. We know that it doesn't look like you paying attention, but you are, because it shows through the feedback that you gave. And then just afterwards, after the service, the youth, please come to me at the back. I've got a little thing that I want to give you. It's just some feedback and something, a momentum of the youth camp that we had. En dan denk ik tot zover is mijn afkondiging, om ons weer elkaar vrede zoeken, ons met elkaar in de liefde van ons Jezus Christus, en dan zal ik wat weer aan de broer mijn broeder dus een liefde voelen.
goeiemôre broers en susters in Jesus Christus en welkom hier vanoggend in ons erediens. Ja, ons die Here het ons vanoggend opgeroep hier na sy huis van aanbidding om hom te loof en te prys en te aanbid tot verheerliking van sy naam. Dus ek gehoor het dat Dominee is nou nie hier vanoggend nie. Hy is by Johanna in die hospitaal. En ons bid en ons vra dat die Here ook sal intree daar so en kom en persoon sal maak. Psalm 103 sê die volgende: Ek wil die Here prys en alles wat binne in my is, wil ek sy heilige naam prys. Ek wil die Here prys en al sy goeie dade nie vergeet nie. Hy vergewe al jou sondes en genees al jou siektes. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en Jesus Christus deur die Heilige Gees en sy werking. Kom ons staan en sing ons die 1:9. God is hier teenwoordig. Terwyl ons staan, broers en susters, kom ons sing die lied Eagles Wings.
Here I am waiting, abiding me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on King only. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on King only. Here I am waiting, abiding me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on King only. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on King Gebed vir die voorhou, vir die oefening van die woord.
stil voor die Here. Here onze God, Vader Jesus Christus, ons eer met ons hele hart, dat U die Heilige is. En die hele wêreld nie net die heerlikheid kan vat nie. Ons laat dit op U met verwagting en vertroue. Dat U alreeds tot ons genade het. Ons kom ontmoet en ons bevry het van alles wat nie vergeet. U het die Seun gestuur sodat Hy in ons plek kan kom staan. En dat ons in ons swakheid en magteloosheid gestik raak en sonde en verderf vasval. Ons dank vir die genade om deel te wees van die skare van sondaars dat hulle hoop in U vestig. Asseblief Here, moenie nou stil bly nie. Praat met ons, sodat elkeen die stem persoonlik kan hoor en die woord sal verstaan en dit sal ontvang as lig op die lewenspad. Vergewe ons, Here. Vergewe ons dat ons verdubbel ons harte verhard as U na ons roep. Ons is nooit sonder U beloftes nie. U hand is deur die tyd na ons uitgestrek. Maar ons bedrieglike en korrupte harte vlug van U af weg en volg ons eie God. Ons is hier met mekaar om van U te leer. Ons pleit, kom Heilige Gees en lei ons in die waarheid en maak ons nuut deur die genade. Beweeg hier rond tussen ons, Here. En ons is die gemeente. Neem alles weg wat skeiding tussen ons en U en tussen ons en ons medemens. Anker ons in die waarheid en maak ons een in liefde. Met elkeen van ons persoonlik vorm en bou ons op as lewende steen in die geestelike huis waar ek hier kan woon. Neem weer die laste van ons skouers, ons bekommernisse, smart, ons hartseer, ons probleme, ons hulpeloosheid en ons siekte. Ons plaas ons vertroue in U alleen, Here. Op U alleen hoop ons. Op U alleen wag ons verlang. Seën ons gemeente. Antwoord in die genade op intieme vrae. En bid ons saam met hulle wat nie hier vandag kan wees nie. Maar wel begeer die gemeenskap wat gelowiges is. Hoor ons, Here, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons skriflesing kom vanoggend uit Jesaja 40 en Hebreërs 11. Jesaja 40 vanaf vers 28 tot 31. Het jy nog nooit gehoor of verstaan nie?
Weet jy nie dat die Here van altyd af God is nie? Hy is die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg of gedaan nie. En niemand kan die dieptes van sy insig meet nie. Hy gee krag aan die wat moeg is. Hy maak die kragtelose sterk, en selfs die jong mense daar uitgeput en afgemaak. En baie jong mense struikel en val. Maar die wat hulle hoop op die Here stel, sal hulle krag terugkry. Hulle vlieg hoog soos arende. Hulle sal loop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nooit vermoeid word. En dan dus Hebreërs 11 vers 1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Geloof is 'n vaste versekering dat die dinge waarin ons uitsien inderdaad sal gebeur. Dit is die wyse dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. So vir die woord van God. Ek wil net so kort agtergrond gee van Jesaja, die boek Jesaja. Die boek Jesaja is geskryf deur Jesaja. Jesaja was een van die eerste groot profete. Want profete is mos nou iemand wat nou die toekoms kan sien, toekoms kan voorspel. Maar Jesaja was nie so seer 'n toekomskyker nie. Hy was meer 'n profeet wat die volks God se nasie Israel. Hy wil hulle waarsku vir wat God vir hom gesê het. En hulle opstandigheid, hulle ongehoorsaamheid, dat hulle ander gode aanbid. God het vir Jesaja gebruik om hulle te waarsku dat God hulle gaan straf. Jesaja was geskryf gewees toe Juda en Israel deur die Assiriërs in ballingskap geneem was. En hier kom vertel Jesaja vir ons dat in vers 31, maar die wat op die Here vertrou, vir die nuwe krag. Hy vlieg met armsterkte, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Maar die wat op die Here vertrou, en ek wil ons ook dit gebruik as die tema vanoggend by hierdie boodskap. Vertroue. Weet as voorkykers, kyk ons voorkykers, mense wat arbeid by dokter sit en kyk na hulle voels. Nou, die persone, hulle noem hulle
ornitoloog is nou die persone wat nou voels wat net bestudeer. En hulle beweer dat wanneer twee aarde kan op 'n wyfie en 'n mannetjie, voordat hulle begin paar, nou aarde is nie, ek kan ook nie sommer hier op die grond rondloop. Aarde is 'n voël wat haar, hy is die enigste voël wat so hoog kan vlieg. Baie hoog. Daar was al sprake gewees van 'n vleermuur wat sy vliegtuig daar in die lug gery het. En iets het op die venster van die vliegtuig, die cockpit, en daar is iets geval. En daar beweer in die uitgevind, maar het was eintlik 'n vis gewees. 'n Vis wat 'n arend, toe hy dreef wat die vliegtuig hoor, toe het hy sy vis verlos. Die vis nog daar die vliegtuig geval. Want die arend was bo kan die vliegtuig gewees. So hoog kan 'n arend vlieg. En voordat hulle begin paar, dan vlieg hulle op, hulle is nog hoog in die hoogtes in. Dan vat die mannetjie die wyfie, dan ontfooi vir haar. En dan val hulle terug na die aarde toe. Hulle val dit terug. En net voordat hulle die aarde op die grond sal raak, dan los hy aan. En dan is die aarde gebeur, dan vlieg hulle weer op. Dan gaan hulle dit andersom. Dan vat die wyfie weer die mannetjie, en sy ontvolk weer die mannetjie. En dan doen hulle dieselfde. En net voordat hulle die grond raak, dan los hy die vorm. Dan vlieg hulle op. En dan gaan daar hulle. Want dit is wat vertroue beteken, broers en susters. Dit is wat vertroue is. En vanoggend is die vraag, broers en susters, dat wie vertrou ons? Wie weet die voëls as hulle daar, hulle toertjie uitgevoer het nie, maar as hulle mekaar vertrou, dan gaan vlieg hulle na boord, dan sweef hulle net daar rond. Ek het nog nooit 'n arend gesien dit nie. Ek het hom amper, ek sê maar net een keer arend gesien in die lug. 'n Arend sweef in die lug, hy sweef dit. En so hoog soos wat hy daar vlieg, kan hy tot op die grond sien waar daar so prooi is voor. En as hy prooi gesien het, dan kom hy raak soos 'n jet. Dan ontvang hy die prooi daar. Broers en susters, dan hy so elegant en dit so gracieus en dan sweef hy daar in die lug. Want die warm lug styg
Maar ook nog steeds. En daai hou vir hom daar, so hy sweet net daar. En dit is wat vertroue is, broers en susters. Vanoggend die vraag is, op wie vertrou ons? Het dat ander vertaling, van vers 31 hy, maar die wat op die Here vertrou, vernuwe vere. Hulle sal op armsvlerke vlieg. Soos ek al sê, hy grasieuse, elegante voel is net daar so, en hy sweef net daar in die lig. Dus ek gesê het, Jesaja 40 lees ons van die verbondsvolk. Hulle was weggevoer gewees in ballingskap deur Assiriërs. En hulle het moeg geword. Hulle was afgemaak. Die jong man het gestruikel en geval. Hulle was kragteloos. Hulle was uitgeput. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Ons lees daar so in Hebreërs 11 vers 1, om te glo is om seker te wees van die dinge waarop ons hoop, en oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Om te glo is om te vertrou. Om te vertrou op wie moet ons vertrou? Ons moet op God vertrou. En as jy verder lees, daar so in Hebreërs 11, al die Bybelfigure wat hulle van praat daar, het op die Here vertrou. Abraham wat sy seun Isak moet opoffer. Het op die Here vertrou. Moses wat die Egiptenaar, die Israeliete raak die see droogvoets, daar die see gelei het. Het op die Here vertrou. Sarah wat so op ouderdom 'n kind gebaar het. Sy het die Here vertrou. En so kan ons aangaan, broers en susters. Ons vertroue moet in die Here wees, nie op mense nie. Ons vertroue moet op die Here wees en nie op die mense nie. Op wie vertrou ons, maar kom by ons huwelik, ons finansies, ons gesondheid, ons werking, vertrou ons op die huweliksberaders, vertrou ons op finansiële adviseurs, vertrou ons op gesondheidspersoneel, vertrou ons op ons basis van die werk. Inteendeel, almal hy mense het God aangestel
God het hulle aangestel. God het die baas aangestel aan die werk. God stel die dokters aan. Op wie vertrou ons? Die Here is immers die huweliksberader. In Genesis 2. Genesis 2 vers 23-24. Uiteindelik is dit die regte metgesel, sê die Here, sê die mens. Uiteindelik is dit die regte metgesel vir die mens. Sy is regtig deel van my. Sy sal my vrou genoem word, want sy is ek, die man geneem. En dit verklaar waarom 'n man van sy pa en sy ma sal weggaan, saam met sy vrou lewe, en hulle dan een sal word. God is ons finansiële adviseur. In Markus 12 vers 41. Jesus het reg oor die offerkis gaan sit en gekyk hoe die skare hulle geld in die kus gooi. In die proses het baie welgestelde skoolbedrag geld ingegooi. Toe kom daar 'n arm man, 'n arm weduwee, en sy gooi net 2 klein geldstukkies in. En daarom roep Jesus die disippels na hom toe en sê vir hulle: "Wees verseker, hierdie arme weduwee het meer in die offerkis gegooi as al die ander. En julle sien, almal het ingegooi vanuit hulle oorvloed. Maar sy het die arm wat sy arm soos sy wat sy is, alles ingegooi wat sy gehad het. Alles waarvan sy moes lewe." God is ons finansiële adviseur. Hy is ook ons God geneesheer. Jesaja 53 vers 5. Lees ons die volgende. Vers 5. Hy is geslaan en gepynig terwille van ons sondes. Hy is gestraf sodat ons in vrede kan leef. Hy is geslaan sodat ons gesond kan word. Deur sy wonde daar vir ons genees gekom. As ek sê, broers en susters, God stel mense aan die dokters, geld, adviseurs, finansiële adviseurs. Ja, hulle gaan studeer. Maar wie het daar met hulle gedaan? En dan op te staan, om universiteit toe te gaan, school toe te gaan, werk toe te gaan. Waar moet die kracht vandaan? Die kracht komt van die Here. En broers en susters, as ons nog nie op die Here vertrou het nie, kan ons dit nou doen.
Kumusta? Kumusta en dan sê ons die onze Vader op. Die gebed wat hy vir ons geleer het, die model gebed wat Jesus vir ons geleer het, om te vertrouw. Vader, wat die is, laat my naam geleer kom, laat my koning kom, laat die word, soos het is, net so oor die jaren. Geef ons vandaag ons avonds te doen, en vergeef ons ons schulden, soos ons ook ons schulden naast ons doen, en ons niet verzoeken, maar verlos ons van boze, en dan die eeuwige worden. In die Heer, tot in die Heer. Amen. Kom ons gee nog geleentheid, asseblief. Ons gee nog geleentheid vir ons offergawe. Ons saam. Broers en susters, ek het hier voor my 'n lysie van gemeentelede wat voorbeeld nodig het. Ek gaan die name uit lees en dan gee ek die geleentheid daar so net om stil te word vir die Here. Henry Wells, Johan Karsten, Michael Adams,
Sister Maureen Kibelu, Wilson May Jones, Ivan Horizon, en dit ons ook die Navy, is in liggie gestaan, afgesterf het. Here onze God, ons bring almal vanoggend wat siek is, Here, op haar wat afgesterf het, die familie bring ons na U toe, Here. Maar ons moet vra dat U is die groot geneesheer, Here. Ons moet bid en vra en pleit by U, Here. U ook vir hulle sal gesond maak. Die ons wil die Here, maar dat U wil gesien. Vader, ons is so dankbaar dat ons vanoggend hier kan wees, Here. Ook met ons eie pynne, hartseer, kwale. En alles dit kom lê ons nou voor die voete neer. En dankie dat U het vir my gebruik het vanoggend om hier in die diens te kan staan. En hierdie woord wat vanoggend uitgegaan het, Here, dat ons vertrou op U, en dat ons ook kan hoog vlieg, soos aarde. U vertrou aan sy Here, dat ons ook vanoggend vir die kollekte, dat U ook elke sin sal gebruik uitbreiding van die koninkryk. Dus die arme baby die het 2 klein muntstukkies daar in die bordjie gegooi het, Here. Vra ons dat U dit ook baie sal maak in die koninkryk. Ons vra dit nie om ons te bedien, Here, maar ons vra dit in genade. Ons vra dit in U naam. Amen. Broers en susters, ons skrifbrief is 2:6. Ons Vader,
Jesus te lei volg. En die ander lewend hou, die Here is so goed. Hy is so goed. En ek het vertroue op hom gesit. En hier staan die vandag op die boodskap te doen. Amen. Kom ontvang nou die Here se seën en gaan in sy vrede. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bo jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met die Heilige Gees. Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou. Die drie-enige God is by jou, van nou af tot die ewigheid. Die wat op die Here vertrou, kry die nuwe krag. Amen.